Amen. Wel, eerstens, pastoor Bjorn, dankie. Geen net vir jou pastore aan die klap. Soos is hy nie net... Hy is probably een van die coolste ouens wat ek ken. Okay? En ek jok nie. Okay? Maar nee, dankie vir die voorreg. Dankie dat ek hier kan wees vanoggend. Dankie dat ek kon deel wees die week van wat die Here doen in Oudtshoorn. As jy nie weet nie, het ek 'n great week gehad. Ek weet nie, hierdie jong mense hiervoor, hierdie jonge nommer mense, kan maar vir my sê hiervoor, hoe was hierdie week? Was good, nee? Julle sal saam stem dat die Here doen iets. En my hoop is dat dit wat ons hierdie week ervaar het in die jeugweek sal deurspoel na die gemeente toe en sal deurspoel na die dorp toe. Amen. So mense vra altyd vir my, hoe moet hulle my introduce? Dan sê ek gee regtig nie om nie, maak dit seker die mense weet ek's lief vir die Here. Okay? So as jy enigiets van my onthou asseblief ek's lief vir die Here, want dis die belangrikste. Amen. So, ek wil vanoggend met jou praat oor 'n skrifgedeelte na my hart, en dis Psalm 23, so julle kan vir ons opsit, en ons gaan sommer saam lees. Here is my herder, daar is niks wat my ontbreek nie. Hy laat my lê in groen weivelde. Na water waar rus is, lei hy my. Hy gee my nuwe krag. Hy lei my op die pad van geregtigheid tot eer van sy naam. Wanneer ek loop in 'n baie donker kloof, sal ek nie bang wees nie, want U is naby my. Die stok en die staf beskerm en ondersteun my. U berei vir my 'n feesmaal voor die oë van my vyande. U verwelkom my as 'n eregas deur my kop te salf met olie en my beker oorvol te maak. Waarlik, U goedheid en trou vergesel my al die dae van my lewe en ek sal bly in die huis van die Here solank as wat ek lewe. So Here, ek bid dat hierdie woord vandag op vrugbare grond sal val. Here, dankie dat U deur U woord vandag met ons praat. En dankie dat die regte mense hoor wat hulle moet hoor. In Jesus naam. Amen. So, hierdie skrifgedeelte is een van daai, jy het hom al gehoor, né? Jy ken hierdie skrifgedeelte, het jy hom al gehoor? Steek jy die hand op as jy hom al gehoor het. Great, hy is 10-10-1 in jou ouma se huis, iewers gehikel, bo die toilet, okay? Jy ken hierdie skrifgedeelte baie goed, okay? Hierdie skrifgedeelte was vir my altyd een van daai, ek het altyd gesê, ek weet of ek ooit, want ek is 'n bietjie van 'n liedjieskrywer ook, en wat ek het so half gedink, ek gaan nooit 'n song skryf noodwendig oor Psalm 23 nie, want dit voel so half soos, jy weet, been there, done that, jy weet, almal ken mos nou die skrif, so half 'n Christian cliché, okay? En die Here kom challenge my, en hy sê vir my, Karl, jy verstaan nog nie eens waar die skrif gaan nie. En ek sê, Here, maar dis dan so eenvoudig, U is my herder. En die Here vra my die vraag, as 'n dinge was soos 18 op daai stadium, 19, vra die Here my, maar is ek jou herder? En ek gaan doen toe ondersoek oor hierdie skrifgedeelte, en hierdie skrifgedeelte verander my hele lewe. So ek wil vandag vir jou vra, wie is jou herder? Jy sien, en almal gaan wees, die Here, natuurlik is die Here my herder. Dan wil ek vanoggend vir jou sê, meneer, mevrou, hou op jok in die kerk, okay. Ek is hier om vanoggend vir jou te sê, ek dink nie die Here is jou herder wanneer jy sê, hy is nie. Hier is wat ek bedoel. Ons almal wil hê die Here moet ons herder wees. Amen, kan ek sien, iemand wat wil hê die Here moet herder wees? Amen, ons almal wil hê die Here moet ons herder wees. Maar sonder dat ons besef, laat ons toe dat ander goed ons herder word. Hier's wat ek bedoel. Jy sê die Here is jou herder, maar wanneer dit nie goed gaan by die werk nie, dan is jy nou sommer depressief. Dan wil ek vir jou vra, meneer, wie is dan nou eintlik jou herder? Wie bepaal dan nou eintlik hoe dit met jou gaan? Want ek kan vir jou beloof dat die woord leer vir my, dat as die Here my herder is, al gaan ek deur 'n dal van doodskaduwee, sal ek nie vrees nie. Jy sien, en ek voel baie mense sê, nee, maar Karl, die Here is my herder, maar, laat daai finansies opdroog. Jo, Here, hoekom het U my verlaat? Die Here het jou nie verlaat nie. Hy was net nooit regtig jou herder nie, die geld was. En miskien moes hy die geld wegvat, sodat jy actually weer kan sê, maar die Here is my herder. Jy sien, ons almal wil hê die Here moet ons herder wees, maar sonder dat ons besef, kruip ander goed in. Ek het hierdie week lekker gespot met die tieners en die young adults oor verhoudings. Julle, vir een of ander rede, weet julle hoeveel mense kom help by my, Karl, ek is net so alleen, en ek gaan net vir ewig alleen wees, en hoekom het die Here nog nie vir my iemand gestuur nie, en dan is dit 'n 14-jarige, né? Regtig. Dan dink ek soos, chommy, soos, wow. En glo dit of nie, maar jou verhouding word jou herder. Jou man of jou vrou word jou herder, en ek glo in God se orde, maar ek glo dat hy is bo aan die orde. Maak dit sin wat ek sê?
So ek dink nie daar's fout, jy moet goed doen in jou huwelik, jy moet jou man en jou vrou serve, yes. Maar joh, moenie laat jou vrou en jou man se opinie bepaal word bo wat God oor jou sê nie. Maak dit sin wat ek sê. Verstaan? So ek dink baie van ons wil hê die Here moet ons herder wees, maar ons laat hom nie toe om ten volle ons herder te wees nie, want ons sonder dit is en is niemand van ons se bewuslike keuse nie. Moenie voel ek trap jou uit vandag nie. En as ek doen, dis okay, ek vlieg nou Kempton toe en jy gaan my nooit weer sien nie. Maar dis niemand van ons doen dit as prins nie. Niemand van ons word in die oggend wakker en ek gaan vandag geld my herder maak. Nee, dis nie wat dit gebeur. Sonder dat ons dit besef, kruip dit so half in. En dis hoekom ek vanoggend hierdie woord op my hart het, want ek wil vir jou bewus maak van iets. Okay? Hierdie skrifgedeelte is vol beloftes. Is vol goed wat die Here vir ons sê. Maar die skrifgedeelte maak net sin as ons verstaan wie die herder is. Hierdie beloftes tel net vir jou as die Here jou herder is. So, vat my gou net daar eerste een toe. Hy begin dan sê hy, die Here is my herder, daar is niks wat my ontbreek nie. Nou ek wil hê jy moet gou oplet dat daar staan nie, geld is my herder, en daarom is daar niks wat my ontbreek nie. Daar staan nie, my werk is my herder, die regering is my herder, iets wat ons like in die AGS, die kerkwet is my herder, en daarom sal niks my, nee. Hy sê wat? Die Here is my herder, en daarom sal niks my ontbreek. En daarom wil ek vir jou sê vandag, dat ek glo, dat hierdie skrifgedeelte tel net, vir my en vir jou, as ons verstaan, wie die herder is. Jy sien, en dan gaan hy laat my lê in groen weivelde, na waters, waar daar rus is. Nou ek glo, dat die waters, of die groen weivelde, waarvan hy daar praat, is die golfbaan, want dis waar ek rus vind. Miskien lyk jou groen weivelde anders, ek weet nie, maar kom ons wees gou eerlik met mekaar vanoggend, dat ons almal se siel smag na rus. Ek weet nie van jou nie, maar ons leef veral in 'n tyd nou, waar jou siel smag na rus. Daar's 'n groot onrustigheid in die gees, daar's 'n groot, daai angstigheid waarvan ek nou gepraat het. En wat ek geleer het in my lewe is, gewoonlik as ek onrustig voel, beteken dit die Here heers nie oor daai area van my lewe nie. Jy sien, want hy sê, hy laat my lê in groen weivelde, na water waar daar vir my rus is. Nou ek wil vir jou vra, as jy dink oor jou lewe, wat is die goed wat jou laat voel soos rus, en wat is die goed wat jou nie laat voel soos rus nie? Want die goed wat jou nie laat voel soos rus nie, die Here is 10-10-1 nie jou herder in daai afdelings nie. En soos ek sê, ek is nie om jou uit te haal nie, is nie bewustelik nie, maar ek wil net hê, jy moet bewus word vandag. Soos ek het verlang, sonder dat ek het besef het ek geld my herder gemaak. Ek het gesaai, my 10de gegee, al daai goed gedoen, maar ek het so angstig geraak as geld min raak. Want ek het nie verstaan, dat wanneer die Here sê, hy is jou herder, dan beteken dit, hy gaan na jou kyk. Ja, jy moet getrou wees, ja, jy moet werk, ja, jy moet al daai goedjies doen, maar op die einde van dag, die Here is die herder, en ek moes myself die vraag vra, okay, maar as ek so bang raak oor geld, dan is die Here nie my herder, as dit kom by my finansies nie. Tieners, single mense in die vertrek, luister nou vir die oom, okay? Tannies, as jy single is, luister vir die oom, okay? Geen man en geen vrou gaan vir jou die vervulling bring wat jy dink dit gaan nie, okay? Geen verhouding gaan vir jou die vervulling bring wat jy dink dit gaan nie, okay? Geen werk, geen meer geld, geen promosie, geen trek na 'n nuwe dorp toe, dit gaan nie vir jou die vervulling bring wat jy dink, dit gaan nie. Want die skrif sê vir ons, dat as die Here jou herder is, dan lei hy jou na waters waar daar vir jou rus is. En ek wil vir jou sê vandag, as jy nie heiliglik stap op water, of stap langs waters in groen weivelde, waar daar vir jou rus is nie, dan wil ek vir jou vra, jy moet dalk jouself begin vra, maar wie het my herder geword? Jy sien, ek sê altyd vir mense, dat om Jesus te kies, is elke dag keuse. Ja, ek glo, ons gee een keer ons hart vir hom, ons bely met ons mond, en ons gaan hemel toe, amen, halleluja, maar om hom aan te hou volg, dis 'n elke dag keuse. Om op groen weivelde te stap, dis 'n elke dag keuse. Dan gaan hy aan, hy gee my nuwe krag, hy lei my op die pad van geregtigheid tot eer van sy naam. Dan sê hy, wanneer ek loop in 'n baie donker kloof, sal ek nie bang wees nie, want U is naby my. Nou wat vir my so mooi is van hierdie skrifgedeelte,
Dis half asof die woord vir ons leer, dat hoor hierso, net 'n heads up, jy gaan deur 'n vallei loop. Dis so half, jy weet, ons as Christene leef onder hierdie illusie, maar as ek die Here dien, gaan dit met my altyd net goed gaan. Ek het met die goue jare gedeel, met die jong mense gedeel, Vrydagoggend, toe sê ek vir hulle, ken julle daai tannies in die kerk? Nee, ek weet nie of hierdie kerk so tannie het nie, maar daai tannie wat inkom, maar vra vir, môre tannie, hoe gaan dit? Nee, greatly blessed and highly favored. Dan dink jy, ag, shut up tannie, must be nice. Jy weet so half asof, wanneer gaan hierdie tannie bietjie deur 'n storm gaan? Goeiemôre. Is dit die klein kinders? Stuur vir hulle groete tannie Kamma. Jy sien, en ek spot nou met die tannetjie, maar eintlik gaan dit net vir my oor die beginsel, dat ek dink ons is onder 'n illusie as ons dink dat met Christene moet dit net die hele tyd goed gaan en altyd goed gaan. Jy sien, hierdie skrifgedeelte sê, al is die Here jou herder, daar kom 'n donker kloof, daar kom 'n vallei, waardeur jy gaan stap. En die Here vra nie vir een oomblik vir my en jou om vals te wees in daai vallei nie, en dis eintlik waarmee ek die probleem het. As dit regtig goed gaan met die tannie, great. Maar pas op dat jy nie so vasgevang raak in die denkwyse van, nee, maar ek moet net die hele tyd, en dan half sit jy jou maskertjie aan. Jy sien, jy kan met vir elkeen van hierdie mense in hierdie kerk kan jy jok. Dis fyn, doen wat jy wil. Maak net seker jy jok nie vir die Here nie. Maak net seker jy is eerlik met God oor waar jy staan. Want jy sien, die skrifgedeelte sê so half, die vallei gaan kom. En dan kan jy either maak of die vallei nie daar is nie, of jy kan die Here toelaat om saam met jou deur die vallei te stap. Jy sien, en wat vir my mooi is, want dis 'n belofte wat die Here ons maak, is wat hy vir ons sê, as jy vandag in 'n vallei is, moenie vrees nie. Weet jy hoekom? Want hy sê nie, al staan ek stil in die vallei nie. Die belofte staan, al gaan ek deur die vallei. So eintlik gee die woord vir my en jou belofte, en hy sê vir ons, hoor hierso, maar moenie vrees nie, want hierdie vallei gaan tot 'n einde kom. Maar al is jy in die vallei vandag, is oké, want die herder stap saam met jou. Maar weer eens, die skrifgedeelte maak net sin, as die Here die herder is. Jy sien, as jy in 'n vallei is en jy gryp na geld en goed, jy gaan 'n bietjie vassit in daai vallei. As die Here jou herder is, beloof ek jou, hy gaan jou lei deur daai vallei. En dan gaan hy aan, sal ek nie bang wees nie, want U is nou by my, U stok en U staf beskerm en ondersteun my. Nou hierdie is een wat ek vir lank mee gesukkel het, want 'n ander vertaling sê, U stok en U staf beskerm en vertroos my. Nou ek het nou altyd gedink, hoe gebruik jy 'n stok en 'n staf om iemand te troos? Dit maak nou nie sin nie, jy weet, vat jy nou die stok en dan, shame. Jy weet, shame, krappie ruggie, ek weet nie. En ek gaan praat toe in Middelburg, toe ek nou deur die skrifgedeelte werk, gaan praat ek met 'n boer, wat hy het herders wat sy skape oppas, en ek gaan vra vir hom toe, luister die verduideliking gou die ding aan my. En hy sê vir my, Karl, wat herders fisies doen, is hulle vat hierdie stok, wat die woord van praat. Ek vra toe vir my, gebruik jou herders 'n stok en 'n staf? Hy sê, ja, tot vandag toe, hulle lyk dalk bietjie anders, hulle is nou sulke shocking bright klere, ek weet nie of julle dit al gesien het nie, maar mense kry nou sulke cool skaap tools, okay? En hy sê, sy herders gebruik dit nog elke dag. Die stok gebruik hy om wilde diere, as daar 'n jakkals kom, 'n wilde kat kom, wat ook al, gebruik hy om daai diere weg te hou, om daai goed te veg. En hoe mooi is dit om te dink, dat die Here gebruik letterlik die vergelyking, dat hy veg in ons plek. Dat sonder dat ons dit besef, U stok en U staf beskerm en ondersteun my. Hy is vandag nog besig om die vyand weg te hou van jou af. Hy is vandag nog besig om jou te beskerm op plekke wat jy dit nie eers sien nie. En dan die staf, nou dis nou die, as jy nie weet nie, dis die een met die krul, hoor? Hy maak so oulike krulletjie bo. En wat die herders doen, en ek dink daar's 'n rede hoekom die woord ons vergelyk met skape. Weet julle hoekom? Want ons is dom. Okay? En nou offense teen enigiemand, okay? Maar ons as mensdom is so geneig, as een skape iets doen, dan wil almal dit doen. As een skapie op hierdie rigting gaan, dan is almal agter daai ding aan. Jy weet, ek sien nou deesdae op sosiale arme oom Dani Botha, jy weet, toe een ou nou sê hy is die anti-kris, nou is Dani die anti-kris, jy weet.
Ons is sulke dom skapies, want ons volg eerder 'n ander skapie as om te hoor by die herder. Jy sien, en hy gebruik daai staf, as een skapie net so bietjie wegdwaal, dan vat die herder daai staf, en hy gooi hom net so om die nek van die skapie. En hy sê vir hom, kom weer terug. Kom weer terug, hoekom? Want die herder verstaan dat die skaap is veiliger by hom. Jy sien, en ek wil vir jou sê vandag, as jy bid en bid en bid en die Here sê nee, hy sê dalk vir jou nee, want hy weet jy's veiliger by hom. As jy dalk 'n paar keer al weggestap het en jy voel elke keer kry jy seer, ek kan nie dink dit is lekker om heeltyd teruggetrek te word nie. Maar dan wil ek vir jou vra, hoekom stap jy die heeltyd weg? En die Here sit dit net nou op my hart, miskien sit hier 'n paar mense in die gebou vandag, jy vra die Here vir 'n nuwe woord, maar die Here sê vir jou, jy het nog nie eens gedoen wat ek vir jou gesê het nie. Jy vra vir my vir deurbraak, maar jy was nog nie eens gehoorsaam aan my stem 20 jaar terug nie, of hoe ook al lank terug nie. Ek ervaar regtig dat ons woord wat hang in die lig vanoggend. Ek weet nie wie opgegee het nie. Ek weet nie waar iemand kom doodpreek oor jou lewe nie, maar ek is vandag hier om vir jou te sê, dat die Here kan dit nog steeds doen. Jy het nie jou oomblik gemis nie. Jy het nie jou tydsberekening gemis nie. Die Here kan dit nog steeds doen. Jy sien, en hoe mooi is dit om te dink, dat hy beskerm ons vandag nog. Dat hy vandag nog, as ons bietjie wegwandel, ek het nou op die Young Adults Camp, julle kan maar vir hulle vra, maar ek het nou op die Young Adults Camp so bietjie my storie gedeel, en ek het 'n dodgy storie. Okay? Ek was 'n dodgy ou. Soos jy kan sien, tattoos en wat ook al, ek was 'n gebroke ou, ek was toegesluit, deur die meeste gegaan, maar die Here het my kom red, en my hele lewe verander. En ek kan vir jou sê, en ek is nou al amper 9 jaar voltyds in bediening, en ek kan vir jou sê, ek is so dankbaar vir daai staf, wat my teruggetrek het. Was dit seer? Ja. Was dit ongemaklik? O, definitief. Is ek dankbaar, ek staan voor die herder? Ja. Jy sien, en dan gaan die skrifgedeelte aan, U berei 'n feesmaal voor die oë van my vyande, U verwelkom my as 'n eregas, deur my kop te salf met olie en my beker oorvol te maak. Jy sien, ek vra toe vir die herder of vir die boer, ek sê toe vir hom, verduidelik die olie vir my. Hy sê, wat skape doen, is daar kom goggas na hulle ore toe, né? En dan as gevolg van hierdie goggas wat in hulle ore is, wil hulle baie keer hulle stamp hulle kop teen 'n paal of teen 'n muur om die goggas te probeer wegkry. En baie keer stamp hulle kop so hard om hierdie geraas te probeer stil kry, dat hulle maak hulle self seer of hulle maak hulle self dood. En hy sê wat die herder doen, is hy sit olie oor die skaap se kop. Maar dit vat die goggas weg. En hoe mooi is dit om te dink dat die Here salf ons kop met olie, weet jy hoekom? Want hy maak die geraas stil. Want hy vat die leuns weg. Want hy maak die geraas van die wêreld stil. Maar weer eens, dit maak net sin as wie die Here, die herder is. En ek wil jou vandag vra, as daar nog 'n paar goed is wat jy nie oor vrede voel nie, dan miskien moet jy jouself vra, okay, nie net waar is die Here nie met my herder nie, maar wat se leuns het ek begin glo van die vyand? En waar moet ek die Here weer vertrou om dit te kom stil maak, sodat ek sy stem die duidelikste sal hoor? En dan gaan hy aan, waar lyk deur my kop te salf, ek's oud, wat staan? Deur my kop te salf met olie en my beker oorvol te maak. Nou hierdie is vir my beautiful, né? Hierdie is vir my soos probably een van die mooiste goed wat ek dink ons vandag moet terugbring na ons kultuur toe. So, wie van julle hou van braai? Ek het gesien Oudtshoorn hou van braai, né? Hierdie week het ek by soveel mense gebraai, dit was mal, okay? Was great, ek love it. Nou, het julle ooit gesien, jy weet, ons Afrikaanse mense weet mos nie om baie te sê nie. Dis vir my, ek weet nie hoekom nie, maar dis so half, jy weet, jy staan by die vuur, nee, ons moet seker ry. Nee, kry die kinders, roep so lank die kinders, jy weet. En dan beweeg jy so stadig. Nee, sorry, jy moet nou vir my daar resep stuur, hoor, ja. Nee, maar baie hoor, baie. En dan stap jy tot by die kar, en dan as jy in die kar klim, moet jy nou eers die venster ook afrol, jy weet. Nee, hoorie, dankie dat julle gekom het, jy weet. En dan nou nog in die pad af ook, dan moet jy nou nog waai, en dan sê, liefie, waai. En dan, natuurlijk die ou, jy weet is finaal klaar, as die ou in die straat afry, en hy druk hy hoetertjie so 2 keer, tiet, dan weet hy, is verby, nee? Nou, ek wil vir jou sê, wat vir my mooi is van hierdie skrifgedeelte, dit was in daai dat hy sê, deur my beker oorvol te maak, nee? Nou, dit was 'n Joodse gebruik in die tyd wat hierdie ding geskryf is, dat as jy by iemand gaan kuier,
dan gee hulle nou vir jou koppie met 'n bietjie juice, né? 'n bietjie sappies. Dan as jou koppie leeg is en hulle maak hom vir jou weer vol, dan sit 'n teken van, okay, jy mag maar nog 'n bietjie kuier. Jy weet, die kuier gaan goed, dit gaan lekker. Maar die oomblik as jou koppie leeg is en hulle gooi nie weer vir jou sap in nie, dan is dit eintlik 'n bitter mooi manier om vir jou te sê, kyk, kuier is verby, jy moet nou gaan asseblief. Weet, ek dink ons moet dit terugbring na vandag se tyd toe, okay? In ons kultuur. Die skrifgedeelte sê, en my kop te salf met olie en my beker oorvol te maak. My beker loop oor. Weet jy wat sê dit vir my? Dit sê vir my dat daar sal nooit 'n dag kom wat ek en jy nie welkom is by die Here se tafel nie. Daar sal nooit 'n dag kom wat hy vir ons sê, okay, hierdie kuiertjie is nou verby nie. Dis eintlik hy wat vir ons sê, jy is altyd welkom by die Herder. Jy is altyd welkom by my. En ek vra jou vandag, gemeente, wie is jou herder? Dis my boodskap. Ek's klaar. Wie is jou herder? Want ek kan vir jou beloof, 'n teken van hoe jy gaan sien wie die herder is wanneer jy rus vind. Wanneer jy vrede vind. So ek gaan nie vra om die oë te sluit. Net vir 'n oomblik. Dan gaan ek vir ons bid. So Here, ek kom vanoggend en ek vra Heilige Gees, sal jy iets in harte kom skuif? Ek bid dat hierdie woord vandag op vrugbare grond sal val. Dat die regte mense sou gehoor het nou wat hulle moes hoor, Here. Maar ek bid dat dit nie net 'n woord sal wees wat hulle uitstap en sê, dit was nou oulik nie, maar dat dit 'n woord sal wees wat transformasie bring in hulle lewe. Ek bid dat 'n paar mense na vandag hulle self weer moeilike vrae sal vra. Sal vra, maar is ek nog gehoorsaam? Maar vra, is ek nog naby aan die Herder? Of het ek weggewandel? Het ek weggestap? Het ek my fokus geskuif? Het ek my fokus gedraai? Het ek, sonder dat ek agtergekom het, sekere goed my herder gemaak, want dit het vir my belangriker geword, as die teenwoordigheid van die Here, as om by my herder te wees. Here, want die woord leer ook vir ons, soek eers die koninkryk van God en alles anders sal bygevoeg word. So Here, ek kom bid vir elkeen vandag hier, ek kom bid vir niemand se finansies nie. Ek bid dat hulle sal terugkom by die koninkryk van God, want dan weet ek die voorsiening sal van self kom. Ek bid dat hulle fokus sal hou op die herder, want dan weet ek die deurbraak sal kom. Dit sal volg. Here, ek bid vir hierdie gemeente. Here, mag hierdie gemeente 'n plek van hoop wees vir Oudtshoorn. Mag mense hier instroom, gebroke mense hier instroom, en mag hulle iets vind van familie, en mag hulle deur u Gees verander word. Hoop vind, vreugde vind, die herder sien. As jy vanoggend hier sit en jy sê, Here, ek wil opnuut verklaar, u is my herder vandag, sal jy op jou voete staan asseblief. Baie dankie. En dan bid net agter my aan, sê, Here, u is my herder. Ek staan op my voete vandag, want ek verklaar weer eens, dat u is die herder. En omdat u my herder is, lei u my na plekke waar vir my rus is. Stap u saam met my deur die vallei. Maak u my beker oorvol. Bly net so staan dat ek vir jou bid. Here, dankie dat ek kan bid vir elkeen wat staan vanoggend voor u. Dankie Vader vir elkeen wat sommer net opnuut kom en sê, Here, daar waar ek per ongeluk dalk toegelaat het dat goed inkruip, ek verklaar vandag opnuut dat u is die herder. Dat u is my herder. Here, en u vat hulle vanoggend ernstig op dit. U vat hulle vanoggend ernstig op die feit dat hulle sê, maar die Here is my herder. En Here, ek kom bid vir elkeen in hierdie gemeente, elkeen wat deel is van hierdie gemeente. Here, dankie vir waters waar daar rus is. Dankie vir vreugde, dankie vir vrede. Dankie vir oorvloed. Dankie Here dat daai beker oorloop, nie net met u teenwoordigheid nie, Here, maar ook met alles wat elkeen sal nodig hê vandag. Here, ek kom verklaar vandag oor hierdie gemeente. Ek bid dit profeties af dat binnekort is die tenminstoele. Binnekort is die tenminstoele in hierdie gemeente, omdat hierdie 'n baken van hoop sal wees vir Oudtshoorn. Ek kom bid dit profeties in, Here, dat mense gaan hier instap en in 'n oomblik vrykom, want die Heilige Gees heers hier. Dankie Vader dat hierdie net die begin is van iets groot wat u doen.
Dankie Here vir elkeen in hierdie gemeente, elke gebroke hart vandag. Dankie dat U restoreer, dankie dat U by hulle stil staan. Dankie vir seuns en dogters wat huis toe kom. Seuns en dogters wat huis toe kom. In Jesus naam. Amen en amen en amen. Amen. Jy is welkom te sit. Ek wil net nog so een ding sê en dan is ek klaar. Ry, jy kan daai musiek so bietjie sagter sit. Dankie. Ek ervaar regtig, ek het vanoggend hier agter in die bidkamer en ek was so half moet ek dit daar deel, maar ek het ervaar ek wil dit hier deel vanoggend. So ek gaan julle pastore vra om hier voor te kom staan as ek mag, asseblief. Julle pastoor en pastores, okay? Vra om hier voor te kom staan. Ek wil net 'n gebed oor hulle doen. Is dit okay? Mag ek dit doen? Maar ek het 'n woord op my hart vir die gemeente. Okay? En ek sê altyd vir mense, as jy nie weet hoe die goed werk nie, vir jou pastoor, hy sê jy verduidelik. Maar ek sê altyd vir mense, moenie my woord daarvoor vat nie, bid daaroor. Gaan leer dit voor die Here en vra vir hom. Maar my woord wat ek het vir julle is dat ek sien hoe die Here strome van lewende water uit hierdie gemeente uit laat vloei. Okay? Ek het gesien hoe die Here vanoggend toe ons hier agter sit, sien ek dat die tye, ek weet nie of julle baie daar bid nie, maar ek sien hoe die Here vir my wys dat daai is die beginpunt van die stroom. Bedoelend die gebed van die gemeente sal die beginpunt van die stroom wees. En daai stroom, wanneer hy begin vloei, ek het letterlik gesien hoe die water hier afloop en in die strate van Oudtshoorn inloop. Okay? En ek sien dat mense gaan hiernatoe kom en nooit weer dors word nie as gevolg van die gemeente nie, maar as gevolg van die lewende water. Okay? Wat ek sien oor julle twee is, ek sien hoe die Here julle gebruik vir hierdie seisoen in Oudtshoorn om goed wat lyk asof dit hopeloos was, weer hoop in te blaas. Okay? Ek sien hoe die Here het twee mense, en julle is nou my chommies, so dit voel bietjie soos cheat, maar ek sien hoe die Here het twee mense gebring met 'n vars perspektief. Ek sien, dit was die Here se hart nog die hele tyd vir die gemeente. Ek sien vars perspektief. En daarom voel ek dat ek moet dit voor die gemeente sê vanoggend, as jy goed sien verander in die volgende ruk, klim in die stroom, want die Here is besig met iets groter. Okay? As jy baie verandering sien in die volgende ruk, moet dit nie fight nie. Jy kan either in die stroom klim en sien hoe die Here werk, of jy kan dit mis en vir jou ander gemeente gaan soek. Okay? Hier's nog 10 nog 'n AGS gemeente, gaan dan. Okay? Maar die Here gaan iets spesifiek hier kom doen in hierdie gemeente. Okay? En ek sien hoe die stroom het al klaar begin vloei. En ek sien letterlik hierdie week, soos wat ek bid, sien ek hoe die Here vir my wys. Okay, sien jy, daar gaan nog 'n sluys oop. Okay, sien jy, daar gaan nog 'n sluys oop. Okay, sien jy, daar gaan nog 'n sluys oop. En ek verklaar vanoggend oor julle dat die sluise is oop. In Jesus naam. Steek jou hande uit na jou pastoor. Kom ons bid vir hulle. Here, dankie dat ek kan bid vir hierdie twee pragtige mense. Here, dankie dat ek kan verklaar dat U hulle gesit hier vir 'n rede. Dankie vir die varsheid wat kom in hierdie gemeente. Dankie vir die strome wat begin vloei in hierdie gemeente. Dankie Here dat ek vandag profeties oor hulle kan afbid. Here, dat die werk wat hulle hier gaan doen, gaan generasies tot generasies se lewens verander. Dankie Vader vir strome wat vloei en ons verklaar vandag die sluise is oop. In Jesus naam. Die sluise is oop. In Jesus naam. En die gemeente sê saam, amen. Kan ons die Here loof vanoggend gewete? Amen, amen, amen.